Gwar die nar en die vermiste kasteel. Die arme Gwar maak sy oë toe en klou aan die sitplek vas. Hy was nog nooit buite die groot huis nie. Ek hoop maar net kaptein Windsak weet waar hy gaan, dink hy. Kaptein Windsak weet glad nie waarheen hy gaan nie. Hy probeer wanhoopig om groot takke mis te vlieg, wat lyk asof hulle uit die lug na hom aankom. Jammer, dis so 'n stamperige vlug, ou kerel, skree hy. Ons moet 'n bietjie laer vlieg. Vir Gwar is die volgende paar minute 'n nagmerrie. Skielik begin hulle deurbrekende takkies en blare vlieg. Daar is 'n gezoem in die lug, soos goggas in alle rigtings vlug. Toe skeer hulle oor 'n visdammetjie. Die vliegtuig se vlerke raak feitelik aan die water. Pas op vir daai rotse, skree Gwar. Daar styg hulle weer op. Hulle slaan bolle makiesie, hulle swenk en hulle swaai, maar nêrens sien hulle Gwar se vermiste kasteel nie. Eindelik hoor Gwar woorde wat sy hart verbly. Hou jou hoed vas, skree kaptein Windsak. Ons gaan neerstryk. Oomblikke later land hulle stamp op die tuinhuisie se asbesdak. Dis stamel Gwar en klim uit die vliegtuig. Ons het oral gesoek. Maar kaptein Windsak is 'n bitter einder. Ek weet van 'n plek waar ons nie gesoek het nie, sê hy en wys ondertoe. Natuurlik, roep Gwar uit. Die tuinhuis, kom ons gaan. Hulle klim by 'n ou geut af en tuur deur die venster. Sapperloot, Gwar, daar is jou kasteel. En daar staan ook werklik 'n kasteel in die tuinhuis. Maar dit is 'n helder rooie, met glinsterende torings en spierwit wimpels. Arme Gwar is baie teleurgesteld. Ek vrees dis nie my kasteel nie, sê hy. Moeisaam klim hulle terug op die skuurtjie se dak. Jammer, ou kerel, sê die kaptein met opregte spyt. Ek dink ons moet begin teruggaan. Dit word donker. En dit begin reën. Die vliegtuig styg van die dak op. Maar selfs met sy vliegbril kan die vlieënier skaars sien waar hy gaan. Skielik is daar 'n enorme stamp en 'n harde gekruis. Donker vere dwarrel deur die lug. Hulle het in 'n groot merel vasgery. Die bakboord se vlerk is stikkend, skree die vlieënier. Maar ek dink ons kan nog vlieg. Ek hoop so, mompel Gwar. Al hoër en hoër vlieg hulle. Albei is kletsnat toe hulle uiteindelik deur die venster vlieg en veilig op die soldervloer neerstryk. Voor hulle is 'n skare juigende speelgoed wat hande klap. Kaptein Windsak spring uit die vliegtuig en stap vasberade vorentoe om ondersoek in te stel. Dag Hendrik, sê hy. Wat gaan hier aan? Gwar het 'n wedstryd vir die besversorgde huis gewen, giggel die Hansbors. Maar ons kan hom nêrens kry nie. Kaptein Windsak stap terug en help die verfomfaaide Gwar uitklim. Kom, ou kerel, roep hy opgewonde uit. Ek het vir jou 'n verrassing. Gwar kan sy oë nie glo nie. Daar reg voor hom staan die helder rooi kasteel met die glansende torings en die spierwit wimpels. Gwar is sprakeloos. Voor hy mooi begryp wat aan die gang is die prysuitdeling verby. Gwar wuif vir kaptein Windsak totsiens en stap by sy splinternuwe huis in. Maar binne-in
is die kasteel nog dieselfde. Hoe vreemd, dink hy. Dit is my ou kasteel. Gwar weet nie dat die groot mense wat ook in die huis woon, sy speelgoedkasteel reggemaak het nie. Al waaraan hy dink is om lekker lank te gaan slaap. Maar daar is een ding wat hy moet doen voor hy in die bed klim. Gwar gaan sit en skryf 'n baie belangrike brief. Geagte kaptein Windsak, baie dankie vir al u hulp. Aanvaar asseblief die ingeslote R10 vir herstelwerk aan u vliegtuig. U is altyd welkom in my kasteel. U dankbare vriend, Gwar die Nar.